by die Leeumoed Potgooi. Ek is Josef Oosthuizen. Ek gesels vandag met Dani Malan, predikant by Diamantvallei gemeente. Die gemeente is net buite Pretoria, so in die buitewyke, eintlik op die platteland. En ons praat vandag, ek en Dani, en as die Here wil in die komende episodes oor manlikheid, soos wat die Here dit in sy woord vir ons leer. Ons gaan mik om dan na hierdie episode om te gesels deur die boek wat geskryf is deur Zacharias Gaddis, getiteld Masculine Christianity. Dis 'n boek wat ek en Dani dink ons baie sal help om Bybels te dink oor wat manlikheid volgens die skrif is. Die boek spreek ook die vraag oor vroue ouderlinge aan, maar ook baie meer. Nou, ons wil hierdie gesprek afskop, hierdie gesprek oor manlikheid, deur te begin om te gesels oor die afgelope GKSA synode, waar daar besluit is dat gemeentes wat vroue as ouderlinge bevestig, hulle self eintlik dan buite die GKSA kerkverband plaas. Daar is nou ook 'n tydperk gegee dat die gemeentes bekeer, die gemeentes wat dan hierdie siening huldig van dat vroue ouderlinge kan wees, en as daar vroue ouderlinge is, dat hulle dan die pad stap om dan die vroue dan eintlik ontslag te gee en dan nie meer te laat dien as ouderlinge nie. Nou hierdie vraag oor vroue ouderlinge, ons gaan seker maar die afkorting baie gebruik, en dit is VIDA. En VIDA staan vir die vrou in die amp. Die vrou in die amp, en dit gaan in hierdie gesprek, en meeste gesprekke seker oor die vrou in die besondere amp van ouderling. Die vraag oor of die vroue diakens kan wees, sal miskien later in die gesprek ook opkom, of in verdere gesprekke, maar hier gaan dit vir nou eers oor vroue wat as ouderlinge sou dien. Nou hierdie besluit van die GKSA hierdie jaar volg op die besluit van 'n vorige GKSA synode waar dit besluit was dat die skrif leer dat vroue nie ouderlinge kan wees nie. Nou Dani, net vir ons begin om oor die onderwerp te gesels, die vrou in die amp en dan later manlikheid, vertel ons bietjie van jou pad as disipel van Jesus. Waar het dit begin? Waarheen het die Here jou gelei? Hoe sal jy die gemeente waar jy tans bedien beskryf? Gereformeerd, sal jy vir ons net so 'n bietjie vertel oor hierdie dinge? Hallo Josef, ja, is lekker om saam met jou te sit en oor hierdie temas te gesels. En ek sien uit vir die gesprekke wat as die Here wil nog gaan volg. So oor my pad, waar het dit begin? Wel, in 'n sekere sin kan my sê dit begin in ewigheid. Want dis nogal besonder as mens die tekste lees van hoe die Here in ewigheid af al sekere dinge besluit oor mense, en dat hy in ewigheid mense in Christus inreken en so. Maar goed, ek verstaan, dis nie eintlik waaroor jy vra nie, jy vra oor in tyd. Ja, dis 'n goeie antwoord. Ja. So ek het groot geword in Lindley, gebore in Kroonstad, groot geword in Lindley. My pa was daar predikant by die Gereformeerde Kerk Lindley. En so het ek nou in 'n huis groot geword waar die Here aanbid word, en in 'n gemeente groot geword waar in 'n kerk groot geword. Ek se doop as 'n jong kindjie, babietjie. En toe nou as ek terugdink aan my kinderdae, kan ek een spesifieke erediens onthou. Ek kan nie meer die teks onthou nie, en ek kan nie meer die inhoud van die preek onthou nie. Ek kan wel onthou wat het dit in my wakker gemaak. So daar was baie dienste voor dit wat ek nogal stout was, soveel so dat ek op 'n stadium met my ouers my agter die orgel laat sit terwyl my ma orgel speel, want ek het nie stil gesit nie. Maar op daai Sondag was dit nogals besonder, daar het 'n diepe besef gekom van ek is verlore. En ek onthou hoe hartseer was ek daaroor. Maar ek dink nie ek het op baie stadium regtig die evangelie al begryp nie. Ek het net iets besef van ek is 'n sondaar en ek is verlore. Nou baie jare later was alweer, so as mens nou redelik net enkele oomblikke uitlig,
so ons is toe nou het my pa geëmeriteer in Lindley en ons het getrek Pretoria toe terwyl hulle van my jonger sussie wat gestremd is. Hier's meer hulp daarvoor hier in Pretoria. En toe was ons in die gereformeerde kerk, die Kandelaar, daar in die Moot. En ek onthou weer daar onder een van die preke, dit was wel uit 'n teks in Openbaring, gegaan oor die wederkoms en die volëinding. En toe onthou ek weer die ervaring net van, wow, kan ek nie maar nou mag gaan nie. kan ek nie maar nou al sterf en by die Here wees nie. So ergens in daai tyd tussenin vertrou ek het die Here deur die evangelie, die verkondiging van die woord wel wedergeboorte bewerk. Ek kan nie 'n dag en datum onthou nie. Maar ek kon wel hierdie ervarings hê en die belewennisse hê van die Here wat werk. En dan van daar af is dit maar verdere groei in kennis en in ervaring en in heiligmaking wat daarop moes volg. So in die hoërskool daar het my pa my toe gevra wil ek predikant word. Ek het op daai stadium het ek gesê enigiets behalwe dit. En uiteindelik ingeskryf om iets te gaan studeer wat vir my baie geld kan inbring. So dit was die hoofdryf, dus ek wil baie geld maak. En in my eerste jaar van studies het is nou 'n hele storie daarby, ek dink, maar uiteindelik het ek toe tydens my eerste jaar ietwat van 'n worsteling gehad met die studierigtings, wel ietwat, 'n regtige worsteling gehad met die studierigting waarin ek ingaan. En half skoppende en stotende besluit, goed, ek sal dan nou oorgaan en teologie begin studeer. Maar op daai stadium nie omdat ek wil predikant word nie. Ek het basies gesê, goed, ek sal teologie studeer, maar ek gaan nog steeds nie 'n predikant wees nie. Ek dink ek het baie van die want ek het 'n paar goeters slegte ervarings gehad met gemeentelike lewe en bediening. En ek dink ek het 'n klomp van daai blameer op die bediening onbewustelik. Ek dink as ek soos ek ouer raak en ek dink terug, dan dink ek dink dis waar ek was op daai stadium. En dit is ook hoekom ek regtig nie wou predikant wees nie. Maar goed, die Here het op sy manier toe nou gewerk oor 'n paar jare heen. So hier rondom my 5de, 6de jaar van studies, toe besef ek is nou besig om al hoe meer ekstra goeders by te woon, want dit sal nuttig wees eendag as mens predikant is. Toe so as half met 'n skok te besef ek maar iets verander op erns en ek het nie geweet hoe dit gebeur nie. So uiteindelik het ek besluit, goed, ek besef nou hierdie is waar ek is, maar ek moet nog so 'n bietjie verder studeer, nie om verder te studeer nie, maar net ek dink nie ek is nou reg om te gaan nie. Want jy gaan in daai tyd het jy na jou 6de jaar se studies gaan aanmeld om geëksamineer te word. So nou 8 jaar op die PUK in die NWI by Potchefstroom het ek toe gaan aanmeld en is geëksamineer, gaan meld by die kerke, by die gereformeerde kerke van Suid-Afrika, hier in Pretoria. Is geëksamineer, beroepbaar gestel en is beroep na die gereformeerde kerk Uitskot toe, waar ek toe begin dien het as 'n woordbedienaar. Nou voor dit het ek die genade gekry om vir Mariko te ontmoet en na 'n redelike lang paadjie het sy uiteindelik ja gesê en kon ons trou. Intussen of van daar af na ons nou by Uitskot aangekom het die Here tot vandag het die Here nou vir ons al 4 lieflike kindertjies gegee, so 3 dogtertjies en nou onlangs 'n seentjie. So ek was 5,5 jaar, amper 6 jaar by Uitskot en toe is ek beroep na die Diamantvallei toe en dis nou al 3 op pad na 4 jaar by Diamantvallei. En Diamantvallei is nie deel van die GKSA nie. En wat is jou ervaring daarvan? Ja, dit was nogal 'n intense proses, want ek dink baie sal nou nie die kompleksiteit bewus wees van die kompleksiteit op 'n kerkregtelike vlak van as jy
as 'n gemeente buite die GKSA is en hulle beroep iemand binne die GKSA, is al allerlei komplikasies daaraan verbonde. So die beroep was uitgebring, as ek reg onthou, begin Junie en toe sal so rondom 3 maande waar dit normaalweg het jy 3 weke om te antwoord en dan sal jy daarna binne so 2 weke al trek. In 'n normale tydsraamwerk, is nie altyd presies so nie. So hierdie was 3 maande van waar dit 3 weke moes wees. Omdat die proses soveel meer ingewikkeld was. Maar ja, so uiteindelik is ek toe nou weg by Uitskot en oorgegaan na Diamantvallei wat nou nie deel is van die GKSA nie. En dit is nie omdat Diamantvallei deel was van die GKSA en toe wegbeweeg het nie. Diamantvallei het afgestig van die Gereformeerde Kerk Bethel wat nie deel was van die GKSA nie. En daar is 'n hele, ons kan nog daarop ingaan op detail, maar so Bethel was deel, maar allerhande goeters en is nie meer nie. Diamantvallei het afgestig vanuit Bethel. En so is ek toe nou beroep na gemeente buite die GKSA, wat nie verbonde is aan die GKSA nie. Maar daar's baie raakpunte steeds. So die GK Bethel en Gereformeerde Gemeente Diamantvallei is albei deel van GK Namibia en ons het dieselfde belydenis skrifte. Ons het basies dieselfde kerkorde. Die kerke werk op 'n ouer weergawe grootliks, op 'n ouer weergawe van die GKSA se kerkorde. So daar's baie dinge in gemeen en mense het nog regtig egte bande met baie van die broeders wat dien by gemeentes wat deel is van die GKSA. Baie is baie goeie vriende en mens kyk nou so van die kantlyn af, hou mens dinge, is 'n bietjie dop wat daar aan die gang is. Wat mens nog regtig, ek gee nog baie om vir die gemeentes en vir die broeders en susters wat daar is. So die weggaan was nie 'n weggaan van ek is klaar met julle en ek gee nie meer vir julle om nie en ek stel nie meer in julle belang nie. Dit was glad nie dit nie. Ek was maar net opreg oortuig, die Here roep my om in Diamantvallei te gaan dien. En dan so mense hou nog so met nuuskierigheid dop oor wat aan daai kant aan die gang is. Ja. Ja, en ja, dit is eintlik nou nogal van toepassing dan, ook as ons nou begin gesels oor die GKSA se onlangse besluit oor die vrou in die besondere amp Vida. Nou, want ja, ons het nou nog kontak met baie van die gereformeerdes en daai gedagtes wat ook daar is, het ons ook maar baie keer waarmee wat ons ook maar moet hanteer, families, en dan ook die besluite wat hulle daar neem, het ons ook baie waardering voor, ook na die afgelope synode. So dan, ja, is dit miskien nou goed dat ons nou verder gaan en dan vra nou, Dani, wat het jou opgeval van die besluit by die afgelope en selfs die vorige synodes van die GKSA oor Vida? Wat het die GKSA gesê? Wat het jou opgeval? Ja, so een ding wat regtig opvallend is dat as jy gaan so 4 of 5 synodes terug, dit is nou baie rolweg geraaiskoot, dan, as jy dan sou vra, waar dink jy gaan dinge vandag wees, wat 'n tipe besluit sou vandag geneem word, dan sou ek waarskynlik vir jou iets anders sê as wat nou geneem is, die besluit wat geneem is. Ons sal nou uitkom by wat was die besluit uiteindelik, want jy het so half 'n sterk bouende stroom gehad in die rigting wat pro-Vida is, pro-vrou in die amp, en 'n klompie ander goeters wat nou so half, dis dikwels is dit baie keer nog ons 'n pakkie van denke en oortuigings wat so half saamgaan. En dit was nogal so 'n sterk stroom in daai rigting. Wat nou interessant is asof die stroom gedraai het. Die hoofstroom lyk asof dit aan die ander kant toe begin gaan. 'n groot ding wat ook daarmee saamgaan is dat dit lyk ook asof dit 'n bietjie saamgaan met geslagte. Sodat dis meer die jonger predikante
wat opstaan en aan die ander kant toe gaan, as wat dit dinge tot dusver gegaan het. Ek kan nou nie sê vir die ouderlinge nie, ek was nie daar self gewees nie, maar ek is redelik in kontak met die jonger geslag predikante, so in die 20s tot naby 40s. En ek dink daar het 'n drastiese skuif gekom in daai ouderdomsgleef van woordbedienaars. En hierdie is dalk iets wat nou begin deurwerk, is waar hulle opstaan en bereid is om op te staan vir die waarheid en dinge in 'n ander rigting in te praat. Ja, so dis baie opwindend dan om te sien as dinge so skuif. Daar is nog baie werk om te doen. Hier is nou een besluit waaroor mens regtig dankbaar kan wees. Daar's nog 'n hele klomp, soos wat ek net nou gepraat het, van is baie van die goed is so half 'n pakkie wat saamgaan. So een aspek van die pakkie is nou aangepak. Daar's nog 'n klomp goeders wat nog daar lê, wat 'n erfenis is van die laaste 50, 60 jaar. Ons kan ook sê langer, maar ja. So dis twee algemene goeders, dus ek dink daar's 'n redelike skuif wat plaasgevind het. Die skuif kom, ek sou sê, grootliks ook in die Here se genade deur middel van 'n jonger geslag wat in 'n ander rigting in begin praat. En ek dink mens kan regtig dankbaar daaroor wees sonder om te ontken dat daar nie nog werk is om te doen nie. Daar's nog baie om te doen. Goed, maar wat het die GKSA gesê? By hierdie synode was die groot ding as dit nou gaan oor 4 dae. Kyk, die handelinge van die synodes is nogal is lywige boeke wat elke jaar gepubliseer is en elke jaar is dit asof hy dikker raak. So daar's baie goeters oor gesê, maar oor hierdie kwessie was dit oor daar's gemeentes wat vroue ouderlinge bevestig het, waar die kerke het al oor baie jare saamgekom, ons gaan nou dalk bietjie uitkom by die datums, maar oor baie jare saamgekom en besluit oor die saak, wat sê die Here in sy woord, mag ouderlinge beroep word en bevestig word as ouderlinge en as woordbedienaars. Ja, dis nou die vroue. Ja, dis nou FIDA. So die vraag was, is dit wat die Here wil hê in sy gemeentes? En die kerk het saamgekom bidend die woord bestudeer en gesê nee. Dis nie wat die Here vir ons wys in sy woord nie. Oor en oor en oor en oor en oor. En daar was 'n klompie gemeentes wat baie beswaard was daaroor en sommige van daai gemeentes wat baie beswaard is, het oorgegaan tot die volgende stap en wel vrouens beroep en bevestig asof hulle ouderlinge is. Ek sou sê hulle is nie, maar hulle is geplaas om in die gemeente het hulle die gewig gekry om die diens te doen van ouderlinge terwyl hulle nie eintlik ouderlinge is nie. So die vraag was dan nou, wat nou gemaak met dit? Wat moet mens doen met in hierdie bande tussen gemeentes waar daar sommige gemeentes is waar die gemeente saam het besluit die Here sê nee en hier's 'n paar gemeentes wat sê ja. Hoe affekteer dit die bande tussen die gemeentes? En uiteindelik was daar nou die vraag, was daar eintlik twee denkrigtings. Die ene was verdrale. So hulle mag nog deel wees van die verband, verdra hierdie gemeentes met hierdie denke, met waar ons almal is oortuig die Here sê nee, maar hier's 'n klompie gemeentes wat sê ja, gaan ons dit net verdra en sê dis reg, ons kan nog steeds hierdie eenheidsbande hê met hierdie gemeentes. Dit was die een denkrigting, verdraagsaamheid. Die ander rigting was sê, as julle hierdie rigting inslaan, dan is julle effektief besig om julle self los te maak van ons. Julle is besig om bande te sny met julle besluite. So ek dink dit is belangrik om dit so ook te stel, want partykeer word daar dan nou gesê dis hierdie ander kerke wat hulle verban. Dis nogal wat op die oomblik nogals in die media uitkom. Dit is nie die hart van die ander kerke gewees nie. Die hart van die ander kerke was gewees om te sê, hierdie is wat die Here sê, hierdie is wat die Here sê vir sy gemeentes, julle sê iets anders, julle moet bekeer, julle moet doen wat die Here sê, en as julle nie doen wat die Here sê nie, dan is julle besig om julle self al hoe verder en verder van ons af weg te beweeg. En ons wil hê, julle moet terugkom,
dat ons hierdie noue bande kan beleef, maar dan moet julle besluite verander. So dis 'n heel ander hartsgesindheid as wat dikwels nou in die media versprei word, so ek sê. So is nie ons verban julle nie. Dis julle is besig om julle self af te sny en te verwyder van die res van die kerke. So dit was die twee rigtings, verdraagsaam, so verdra hulle in die midde, of hulle is besig om hulle self af te sny. En ons moet dit dan net op 'n stadium moet ons net die werklikheid dan nou erken. Hulle het wegbeweeg. En miskien dan ietsie wat daar by inskakel is die vraag oor of dit 'n kernsaak is, want dit sal dan eintlik ook die besluit of verdra of nie verdra nie tog 'n bietjie jou daarmee help. Ja. So sê 'n bietjie ietsie daaroor, is hierdie 'n kernsaak, 'n wesenlike saak? Het die GKSA dan ook iets hieroor gesê? Ja. So kom ek gaan nou dalk 'n paar ander goedjies ook vir uitspring, maar kom ek begin dit met hierdie. Hierdie is nie 'n nuwe debat nie. Die kerke is al hiermee besig gewees van die einde 1970s af. Ek kan die datums verkeerd hê, maar ek dink is 1979 wat hierdie saak die eerste keer by die eerste sinode begin dien het op die tafel. Nou, dan moet jy nou ook verstaan, iets beland nie net by 'n sinode tafel nie. Daar moet eers 'n gemeente wees wat hierdie dinge deurworstel, en dan gaan dit na klasses toe, waar hulle die klasses moet oortuig. Dis 'n baie gemeentes saam. Ja, die klasses is 'n klompie gemeentes in 'n geografiese area wat saamkom. En dan moet as daai klasses daarvan oortuig is, dan moet dit gaan na 'n streeksinode toe, waar nog meer gemeentes bymekaar kom, en dan kom dit eers by die sinode uit waar al die gemeentes bymekaar kom. So alhoewel dit in 1979 by die sinode se tafel opgeëindig het, sê dit hierdie was moontlik al van die vroeë 70s af, waar dit al op grondvlak al gedebatteer en oor gepraat is. Nou, maar by sinode waar al die kerke bymekaar is dit dan van die einde 1970s af, en dis nogal interessant, in 1988 is daar 'n besluit wat iets in die lyn is van die kerke het na 9 jaar al genoeg skrifstudie gedoen om al te kan uitspraak maak hieroor, en dit is 'n nee. So hulle het daai tyd 1988 het hulle gedink 9 jaar was genoeg. Ons het al genoeg die skrif bestudeer. Die skrif is duidelik hieroor. Dis 'n nee, dit moenie gebeur nie. Vroue kan nie as ouderlinge doen. Goed. Min wetende vir daai broeders dat dit nog amper 40 jaar langer gaan duur daarna, en daar gaan nog steeds hierdie tema soveel tyd opneem. Goed, nou maar in hierdie paadjie van daar was heeltyd so partykeer is daar die indruk, hoekom kry die kerke net nie hieroor 'n besluit geneem nie? Hoekom hou hulle aan hieroor debatteer? Is dit nie, hoekom kan hulle nie net ene kies nie? En dis eintlik 'n wanpersepsie. Die kerke het van die begin af nog altyd nee gesê. So daar's nog altyd 'n besluit vir nee, vroue mag nie dien as ouderlinge nie. Wat dan eintlik maar gebeur het, is daar was enkele gemeentes of individue wat die hele tyd beswaard was teen die besluit, en aanhoudend beswaarskrifte ingedien het om te sê ons stem nie saam met die besluit nie. En dan is die kerke besig om, die besluit is nee, ons kyk na julle beswaarskrif, hulle werk dit deur, en dan sê hulle uiteindelik weer jou beswaarskrif slaag nie, dit bly 'n nee. So dit is nie dat die kerke het nie 'n besluit gehad, en die besluit was daar, dit was heeltyd nie, daar was die heeltyd beswaardes in die midde. En deel van hierdie debatte was toe op 'n stadium, maar hoe wesentlik is die verskil? Is dit 'n wesentlike saak, die verskil nou wat hier aanhou lewe onder die kerke? Ja, is dit soos 'n tyd van die erediens? Ja, so hoe belangrik is dit regtig nou? Maar dit was ook, dit was dan nou 'n tweede been van die debat, want as dit nie so belangrik is nie, maar dan skep dan ruimte dat ons kan maar net saamleef met hierdie verskil onder die kerke. So jy sien hoe dit
as jy so sê dit is nie so belangrik nie, dan eindig dit op 'n tipe verdrag. Uiteinde. As jy sê dit is verskriklik belangrik, dan sê jy ons kan dit nie verdra nie, ons moet standpunt inneem en hier is nie ruimte vir verskillende standpunte hieroor nie. So dit was nogal 'n kritiese punt ook in die hele ontvouing van die geskiedenis oor FIDA was daai besluit. Nou ek is nou nie 100% seker oor die datum nie. Ek dink is in 2015 of 2016. Ja, ek dink in 2015 was daar 'n normale sinode. Elke 3 jaar kom die kerke so bymekaar. En toe het hulle in 2015 besluit om 'n spesiale sinode op te roep vir 2016. Waar dit veral gaan oor is dit 'n wesentlike saak of nie. Dis die besluit wat hulle moes neem. Ja. Goed. Ek dink dis die datums, ek kan dit nou verkeerd onthou, maar dis wat ek roep. Goed, so in 2016 het al die argumente dan nou gedien vir wesentlik of nie wesentlik en uiteindelik het die kerke saam besluit hierdie is wesentlik. Okay, dis 'n kernsaak. Ja, dis 'n nou goed, as jy nou praat van kernsake of wesentlik of daar is ook mens kan ook sê onder die kernsaake is daar party sake wat selfs nog meer kern is in 'n sekere sin. Groot en klein wesentlike saak. Ja. En dis 'n interessante ding om te gaan bedink, want eintlik die leer, ek dink hou daarvan om te dink aan die leer as iets amper soos 'n spinnerak waar alles is aan mekaar verbind. En ek dink dis iets mooi van die gereformeerde leer is om daai sistematies uit te pak van hoe vleg die verskillende leerstellings in mekaar in en jy sien hierdie pragtige tapisterie voor jou oë ontvou soos wat jy sien hoe pas alles so mooi in mekaar in. So as jy by een plekkie karring het dit normaalweg gevolge op die ander aspekte van die leer. Nou as ek nou sê daar's partygoeders wat dalk meer wesentlik is dan in die prentjie van 'n spinnerak sou mens kon sê daar's ankerlyne van die spinnerak. So as jy vat karring in die leer van die drie eenheid, dan sal die Christelike kerk deur die eeue sê jy is nie meer 'n Christen nie. Maar daar's ander leerstellings wat jy kan daaroor verskil en 'n fout maak en steeds 'n Christen wees. Ja. Maar dit sê nie dat daai nie 'n belangrike tema is met verskriklike verrykende implikasies nie. Waaroor mens wel standpunte moet inneem nie. En dit gaan seker ook spesifiek hierso in hierdie in die GKSA situasie oor kan kerke saamwerk. Ja. As een kerk daai besluit geneem het vir vrou in die amp teenoor 'n gemeente wat gesê het nee. Ja. En daai seker in hierdie gesprek moes dit tog die vraag gewees het, kan sulke gemeentes saamwerk? Ja. En so vat nou hierdie spesifieke voorbeeld van die vrou in die amp. Wat is van die wat is van die verrykende implikasies wat dit het? So hierdie het oor die algemeen dit verrykende implikasies net op wat dink jy oor wat is 'n man en wat is 'n vrou? Wat is die roeping van 'n man? Wat is die roeping van 'n vrou? Hoe lyk dit in die huisgesin? Hoe lyk dit in die gemeente? Hoe lyk dit in die gemeenskap? Dit het implikasies vir en dan ook hoe verstaan die tekste wat hierdie begrond in 'n skepingsorde, nie net in 'n sosiale kultuur nie. Dis ook 'n groot element van die debatte gewees. Die een kant het dit meer gesê hierdie is meer 'n sosiale kultuur gedagte en daai kan verander oor tyd. So in daai tyd was dit meer hierdie is wat mans is, hierdie is wat vrouens is. In ons tyd het dit nou al verander, is anders, so dit verander oor tyd saam met kultuur en tyd en omstandighede. Die ander kant van die debat het gegaan na tekste, het tekste gesien wat dit wel begrond in 'n skepingsorde, dat die Here het hierdie so gemaak. 'n Skepingsorde. En omdat hy dit so gemaak het, gee hy ook sekere take. So hy maak mense op 'n sekere manier en hy maak mense op 'n sekere manier vir 'n sekere rede en vir 'n sekere doel, vir 'n sekere taak. So hy het mans anders gemaak as vrouens, want mans het 'n ander werk as vrouens en hy het vrouens anders gemaak as mans want vrouens het 'n ander werk as mans. Daar's sekere oorvleeling. Ons is ook in sekere opsigte dieselfde, maar ons definitiewe verskille. So daai was deel daarvan, maar goed verder, as jy nou dink aan net kerke, hoe funksioneer kerke? As jy 'n kerkraad het, nou het jy een gemeente wat sê vrouens is ouderlinge.
jy het 'n ander gemeente wat sê vrouens is nie ouderlinge nie. Ja, kan nie wees nie. Ja, jy kan dalk die gewig van die taak van 'n ouderling kan jy op hulle skouers probeer lê, maar dit hoort nie daar nie. Jy's besig om haar in skoene te sit wat nie vir haar pas nie. Dit is nie vir haar gegee om aan te trek nie. En nou maar nou wanneer daai twee gemeentes dan hy moet saamkom om saam te besluit oor sake, wie stuur hulle? Jy stuur ouderlinge en woordbedienaars. So as die gemeentes wat vrou ouderlinge bevestig, sal dan moet konsekwent wees en sê, wel, ons vrouens mag en moet ons ook stuur. Ons mag nou nie teen hulle diskrimineer en hulle nie stuur nie, ons moet hulle stuur. So nou het jy in kerkregering het jy 'n groot krisis. Nou kom hierdie kerke bymekaar om te besin oor belangrike sake en besluite te neem, maar 'n deel van die afgevaardigdes is vrouens waar die ander gemeentes is oortuig, maar hulle mag nie eintlik hier wees om te funksioneer as ouderlinge nie, want die Here het hulle nie geroep om dit te doen nie. Ja, hulle kan nie saam besluit oor die sake nie. So dit maak dat dis regtig wel wesentlik, nie in die sin van die drie eenheid nie, maar wesentlik op ander vlakke, op ander dinge. So as jy kom by man wees, vrou wees, as individue, huisgesin, gemeente, gemeenskap, maar ook in kerkregering, wanneer kerke saamwerk en saambande het, is dit myns insiens nie moontlik vir hierdie twee om saam te lewe prakties op grondvlak om dit te doen nie. Ja, ek kan miskien net iets ook daar noem wat vir my, soos ons nou hierdeur gesels, dink ek 'n baie moeilike situasie kan wees wanneer kom ons sê daar's 'n vroue ouderling en sy moet saam met 'n ander man ouderling gaan huisbesoek doen by 'n ander huis. Nou moet hulle saam gaan, baie keer in dieselfde kar ry. En dis miskien 'n getroude vrou en 'n ander getroude man van 'n ander huis. Nou het jy daai vraag oor, is dit wys? Moet 'n man en 'n vrou haarself dan, die man homself dan ook dan in daai situasie plaas? Moet ons dan nie ook die skyn van die kwaad vermy nie. So daar's 'n klomp etiese, pastorale uitdagings wat ook daarmee saamgaan dan. Ja, definitief. Ook so in die gemeente. So jy sou dieselfde kon sê nou oor goed, partykeer gaan vroue, gaan ouderlinge en die diakens gaan ook saam op besoeke. So jy dieselfde probleem daar. Nee. Dis reg, en dit is nou eintlik 'n ander vraag wat ons ook later hopelik sal bespreek, as ons nou deur daai masculine Christianity gaan gesels. Want al hierdie vrae oor die vrou as ouderling en of dit nou reg is volgens die skrif of nie, die teksverse word nogal breedvoerig in daardie boek behandel. En so ons gaan hopelik dan, as die Here wil, uitkom by daardie argumente en stelselmatig daardeur ook werk om onsself te herinner, om dan ook ander mense toe te rus wat vrae daaroor het. Want dit is ook nou die ander ding wat ek self nou optel in hierdie hele gesprek, is die verskil van waaruit mense argumenteer. Is hulle besig om uit die samelewing of die sosiale te argumenteer, hoe die samelewing lyk, en dit is amper die fondasie van hulle argumente, teenoor moet ons uit die skrif argumenteer en hoe die skrif sê, hoe die samelewing eintlik moet funksioneer en hoe 'n kerk moet funksioneer en so aan. Daar is ook 'n fondasie verskille wat ek optel hierso. Ja. Ek dink definitief so. Nou mens moet wel by sê die manne wat argumenteer pro FIDA, hulle maak ook argumente uit die skrif uit. Dis nie dat mense sê die argumente is getrou aan die skrif nie, ek is oortuig dit is nie. Ja. Maar dis nie dat hulle in hulle argumente net heeltemal altyd los van die skrif praat. Ek dink daar's tye wat 'n party van die argumente is heeltemal los van die skrif af. So sal partykeer self sê, wel, wat van menseregte? En dan sê okay, maar hoe is dit relevant tot die vraag wat sê die Here in sy woord oor die taak van 'n vrou? Ek sien. Of slawerny. So daar is party argumente wat heeltemal glad nie eers 'n beroep maak op wat die skrif sê nie, wat net suiwer vanuit die moderne samelewing uitkom.
daar's ander argumente waar hulle wel poog om dit argument te maak uit die skrif uit vir hulle saak. Wat jy wel soms sal kry in daai argumente dan, is dat die tema van 'n sosio-historiese kultuur konteks wat dis daai tyd se manier van doen en ons lewe nou in 'n ander tyd, dit kom wel dan nou deur wanneer party van daai argumente nou gemaak word. So hulle gaan na 'n teks toe en dan sal hulle sê hierdie is nou nie van toepassing op ons tyd nie, want daai tyd hierdie tyd. So hierdie is nie 'n altyd geldende opdrag van die Here deur alle tye vir alle mense, alle plekke. Dis opdragte gewees vir daai tyd en ons doen dit nou anders. En dit val binne die ruimte wat die skrif gee. So dis nou 'n baie vereenvoudigde weergawe. Daar's baie argumente van die ander kant. Maar ek wil dit maar net sê, dis as ons sê hier's hierdie patroon van die een kant sê dis gegrond in 'n skepingsorde, die ander kant sê dikwels dis meer 'n sosiale kultuur ding. Bedoel ons nie daarmee dat as jy nou na die ander kant gaan kyk dat daar is nie enige verwysings na Bybeltekste nie. Ja, dis belangrik. En hulle werk nie met Bybeltekste nie. Dis nie wat ons daarmee bedoel nie. Maar ons bedoel wel 'n groot bepalende onderliggende vertrekpunt wel. En ek sou sê iets wat maak dat hulle die tekste eintlik maar verbuig. So, en nie dikwels nie doelbewus nie. Ek dink nie hulle sit daar in hulle studeerkamers en hulle sê okay, hoe gaan ek die teks nou verdraai? Aktief en doelbewus verdraai nie. Ek dink daar's 'n wêreldse denke wat 'n gif wat in hulle ingekom het en wat hulle denke so in 'n rigting in vat dat hulle die skrif dan nou wel uiteindelik verdraai, maar sonder dat hulle self besef wat hulle dit doen. Ja, en ek dink dis ook iets wat Zachary Garris nogal veral in die eerste hoofstuk baie mooi uitpak. Is wat is daai gif? So as ek maar ek sal later 'n bietjie verder daarop uitbrei. Oor die boek, ja, en so dit is nou waar dit nou staan met die GKSA, dit is daar's besluit, dis 'n kernsaak, die vrou in die amp, en dat vrouens dan nie as ouderlinge kan dien nie. En die besluit is dan nou dat ja, vroue nog steeds nie as ouderlinge kan dien nie, en dat die gemeentes wat dan dit voorgestaan het, selfs vroue as ouderlinge bevestig het, dat hulle daarvan bekeer. Ek dink hulle word 'n jaar gegee om deur daai proses miskien te gaan van toerusting en so aan, en om dan die vrouens af te sit as ouderlinge, en indien hulle dit nie doen nie, dan verklaar daai gemeentes eintlik hulle is buite die GKSA. Het ek dit reg? Ja. Goed. Ek sou kyk, ek dink wat jy het geformuleer het is in lyn met wat die GKSA se korrespondensie seker sê, om hulle af te sit as ouderlinge of om hulle losmaking te gee. Losmaking, ek sien. As ouderlinge. Afsit is bietjie meer van 'n tughandeling. Ja, goed. So hulle het meer gepraat van losmaking. Ja. As ek reg onthou. En ja, ek dink jy kan ook bietjie debatteer oor hoe om daai ding te formuleer, want normaalweg sê jy's besig om iemand wat regtig 'n ouderling is los te maak uit die diens van ouderling uit. En het jy nou hierdie ekstra komplikasies van hoe jy dit verwoord. So persoonlik sou ek sê jy kan ook eerder dit in jou bewoording ook te kenne gee dat hierdie mense was nie ouderlinge nie. Ek sien. Ja. En dat so eerder iets van jy kan nou baie beter formuleer en iets, maar wat meer sê dat die gemeentes openlik erken hierdie vroue is nie ouderlinge nie. Ek sien. Ietsie in daai lyn. Ja, soos nie regtig afsit of losmaak nie, is maar meer net sê dit. Ja. Maar dit raak nou baie tegnies. Ek sien. Dit raak baie tegnies, dis nie noodwendig nodig om so tegnies te wees nie. Maar ek persoonlik sou nie afsit gebruik nie, want dit is nie 'n tughandeling nie. Ja, dis mooi. Ek sal ook nie persoonlik
as dit in ons gemeente was, sou ek sê ek weet nie of ek kan sê losmaak nie. Ek sien. So ek sou eintlik 'n ander woord wou probeer soek om dit te noem. Ja. Okay, goed. So nou so dit is nou waar die GKSA staan en ek dink hulle ons het baie waardering vir wat die broeders daar gedoen het by die synode en hoe hulle die goeders hanteer het. Nou, wat gaan die implikasie wees van hierdie besluite van die GKSA en hulle verhouding met die NG Kerk, die Nederduits Gereformeerde Kerk en selfs met die Hervormde Kerk? Wat is die implikasie daar? Ja. Goed, so hier is dalk ietsie belangrik om te onthou oor hoe die gereformeerde kerke van Suid-Afrika dink oor bande met ander kerke. En ons gaan, ek dink nie is nodig om nou in soveel detail daarop in te gaan nie, maar ek het doelbewus ook gesê kerke, want daar is nogal 'n groot verskil tussen hoe die GKSA dink oor kerk en hoe die hervormde en die NG Kerk dink oor kerk. So as jy hulle afkorting wel sou uitpak, dan sou die NG Kerk enkelvoud. Ja, nie kerke nie. Nie kerke nie, die hervormde kerk enkelvoud. En die GKSA het nou daai lettertjie E by, 'n klein lettertjie, maar dit maak 'n drastiese verskil. Dit sê hierdie is 'n klomp kerke, klomp selfstandige gemeentes wat dan saamkom, en wanneer hulle saamkom, dan noem ons daar nou 'n klas is 'n streeksynode of 'n synode wat besluit oor sake wat belangrik is vir almal. So daai, maar dis selfstandige gemeentes. Dis nie, die verband is nie kerk nie. Die gemeentes is kerke. So hier's 'n fundamentele verskil al tussen die drie. Die ander twee sien die verband self as kerk. Dit is die kerk. So amper soos, dit is die gemeente en die plaaslike gemeentes is soos lidmate van 'n superkerk. So dit maak dat los van FIDA en 'n klomp ander goeters sal hierdie drie sal baie moeilik een kan word net op grond daarvan. Van kerkregering. Ja. Nou wat hier so maar die GKSA, die kerke van die GKSA dink daar's drie vlakke van bande met ander kerke. So as jy een is, okay, wat sê dan? Ons is dan jy word een kerkverband dan ook. So as dit plaaslik is in Suid-Afrika, as daar ander gemeentes is met wie jy een is, die hoogste vlak van ekumeniese of kerklike bande, dan is jy een kerkverband. Daar's ander kerke in die buiteland wat dan nou geografies hulle is aan die ander kant van die see. So daar's ander kerkverbande in die buiteland wat hulle sê ons is een met hulle. So prakties sê dit as ons wel in dieselfde land was, dan sou ons een kerkverband gewees het. Dis hoe ek dit verstaan. Maar dan onder daai is daar eintlik nog twee vlakke. Okay. Wat al hoe iets beskryf van hier's iets van 'n kontak, hier's iets van 'n belewenis van 'n band, maar dit is laer en laer en laer. Ek sien. Goed, so met die hervormde kerk en die NG Kerk was daar sulke tipe gesprekke op 'n laer vlak. Maar daar was nooit eenheid nie as gevolg van sommige van hierdie fundamentele verskille. Wat nou, en een van daai is dan nou ook dat die hervormde kerk en die NG Kerk het vroue ouderlinge en woordbedienaars. So wat nou, daar was oor tyd was daar iets van die gesprekke vorder in 'n positiewe rigting. Die verbande lyk asof hulle mekaar op sekere areas 'n bietjie meer vind. Maar wat nou besluit is daar is nie dit nie. So daai bietjie vordering wat daar was, daar's nou erken, okay, eintlik is daar nie so iets nie. Die verskille is so fundamenteel en so groot dat daar is nie 'n hoër vlak van kontak meer tussen die verskillende
kerke nie. Kan mens dan praat van susterkerke net vir interessantheid? Want hoekom ek dit vra is baie mense dink eintlik die NG Kerk, die Hervormde Kerk en die GKSA is presies dieselfde eintlik in terme van die leer en so aan. Hulle verskil miskien maar net oor die liedere wat gesing word en dan sal mense dink die GKSA sing, die gemeentes nou sing net psalms, wat in elk geval nie meer waar is. Die meeste gemeentes sing nie net psalms in elk geval nie. So miskien kan jy kommentaar daarop lewer, is die kerke dan susterkerke, is daar regtig so baie verskil tussen die drie kerkverbande? Ja, wel, jy sou seker kon praat van op meer as een sin, ek weet nou nie of dit 'n algemene manier is van dink oor die goeters nie, maar jy sou kon praat van susterskerke, is ons susterskerke in terme van ons leer, ons liturgie en ons tug, ons kerkregering, dat ons is baie naby aan mekaar, ons is so sissies, maar ons nog sekere goedjies wat ons uit mekaar uithou. Jy sal seker op daai manier kon praat. As jy op daai manier praat, dan sou ek sê nee, definitief nie. As jy met susterskerke meer bedoel, daar's 'n historiese verbintenis tussen hierdie drie groepe van kerke. So ek sal nie dink aan die Hervormde of die NG Kerk as 'n superkerk nie. Alhoewel hulle dit nie vir hulle self toeëien nie, sal ek nog steeds sê julle is kerke. Maar so is daar historiese bande, net bloot die feit van hoe die geskiedenis verloop het. Hierdie was die groepie kerke en toe ontstaan daai groepie kerke en toe ontstaan daai groep ontstaan, jy is ook nou besig om terme te gebruik wat nie noodwendig akkuraat is nie. Maar hier's historiese verhoudinge tussen hierdie drie groepe kerke. En dat jy in daai sin sê, hulle is so sissies, daar's hierdie historiese lyne. Ek sou meer te vind wees as jy dit bedoel, net dit bedoel. Sou ek meer te vind wees daarvoor, maar dan sal ek sê, dis drie sissies wat so verskillend is en so ver uit mekaar uit beweeg het dat hulle eintlik maar heeltemal vervreemd geraak het. So as jy dan wel in daai sin praat van drie susterskerke, dan sou ek sê okay, gaan net 'n bietjie verder en gee ook erkenning aan hoe diep en belangrik die verskillende nou is in denke en in praktyk tussen die gemeentes. Ja, ons kan miskien ook later nou miskien soos ons nou deur die boek gesels, kan 'n mens gesels oor die verskille miskien soos dit opkom, net om verwarring uit die weg uit te ruim. Ook vir mense wat wonder oor of daar hierdie ooreenkomste is tussen die kerke en wat is nou regtig die verskille. Maar goed, wat is, so dis nou die susterkerke, jy het nou die NG Kerk en dan het jy die Hervormde Kerk en dan het jy die GKSA, so jy het eintlik twee groepe in 'n sin, jy het eintlik die GKSA wat aan die een kant staan en dan die Hervormde Kerk en die NG Kerk in terme van leer wat baie maar ooreenstem. Maar die AP Kerk, waar staan die gereformeerde kerke in Suid-Afrika in verhouding met die AP Kerk in die sin in terme van leer? Is daar regtig daai verskil tussen die twee? Wat is hulle siening oor die vrou in die besondere amp? Ja. Goed, so ek kan nie sê dat ek so diep onderlê is in alles wat die broeders in die AP Kerk sê nie. Maar my indruk is dat daar is baie oorvleeling tussen wat die broeders van die GKSA sê en wat die broeders van die APK sê. En dat ek dink dis een dingetjie waar ek wel 'n bietjie teleurgesteld is dat ek dink ek's baie bly dat hulle openlik die dinge gesê het oor die NG Kerk en die Hervormde Kerk. Daar is die erkenning gegee, ons het nie noue verhoudinge nie. En hierdie verskille is so wesentlik dat ons is eintlik maar baie van mekaar vervreemd, kerklik. Nie persoonlik nie, jy kan baie goeie persoonlike verhoudinge hê met tussen individue, maar op 'n kerklike vlak is
diepgaande vervreemding. Ja, want histories kon selfs van die GKSA predikante gaan preek by NG Kerk en dit is toegelaat. Daar was nie beswaar daaroor nie. In 'n sekere sin nie, maar dan kan selfs 'n NG Kerk predikant preek by 'n ek dink selfs vandag sal daar nie noodwendig 'n beswaar wees as 'n gereformeerde predikant, GKSA predikant uitgenooi word na die kansel van 'n NG Kerk nie. Dat jy daar die woord kan gaan bedien nie. Die vraag is meer aan die ander kant om. Sal die kerke van die GKSA die NG woordbedienaars toelaat op hulle kansels? En die gereformeerde kerke sê nee. Dis my indruk van hoe dit is. Nou, ek sou sê daar kan al die gesprekke met die AP Kerk kon al baie verder gevorder gewees het. Daar is nog steeds verskille. Daar is nog steeds verskille wat hulle sal moet deurtrap. Maar ek dink hulle kon al meer gedoen gekry het tussen hulle. Want hulle stem saam oor wie daar in terme van die ouderling amp ten minste. Ja. Die diakenamp verskil natuurlik, want die AP Kerk het nie en hulle sê ook vrouens kan nie as diakens dien nie. Ja. So dis nou van daai volgende wat ons vroeër oor gepraat het, hierdie goeters is 'n redelike pakkie. Ja. En een van die goeters by die GKSA wat ek sou sê hopelik volgende aangepak kan word is dan die besluit oor vroue diakens. Dis half oorgelaat aan die kerkrade om te besluit gaan hulle diakens bevestig of nie. Ek dink dis 'n baie vreemde besluit. Maar goed, so daar is dan nou 'n verskil dat by sommige gemeentes van die GKSA gaan jy vroue diakens kry, nie by almal nie. En by die APK gaan jy nie vroue diakens kry nie. By die APK is daar weer sekere besluite oor die grondteks wat nogal streng is dat hulle gebruik net hierdie grondteks wat dan nou bietjie van 'n uitdaging is want hulle gebruik wel die 33-53 vertaling die Afrikaans wat werk met die ander grondteks. So waaruit die vertalings uitgemaak is. So daar's waar ek dink by die GKSA is daar nie so 'n besluit nie. So daar is definitief 'n klompie verskille nog steeds. Ook in kerkorde, so ook 'n paar belangrike verskille wat uitgewerk moet word en so hulle kan nie nou een wees soos wat dinge nou staan nie, maar hulle is definitief baie nader aan mekaar as wat die NG en die hervormde kerk is teenoor die GKSA. So dis eintlik dan tragies dat jy praat van daai drie as die drie susters en die APK is buite, terwyl hierdie moet dan eintlik dalk genoem word die twee broeders en die ander twee is buite. So Ja, so kom ons hoop maar daar is 'n vordering in die verhouding tussen die twee kerkverbande. Miskien net so 'n paar nog gedagtes of vrae rondom hierdie pro-vida en nie vida gesprek in die GKSA. Daar het onlangs daar 'n pro-vida vir die vrou in die amp brief uitgegaan. En dit is onderteken deur vroue in die GKSA. Nou, wat is jou indrukke van hierdie pro-vida brief wat uitgegaan het? Ja, dit is interessant, nee. So daar's 'n paar gedagtes. Okay. En ek gaan nie nou soveel ingaan om die brief uit te pak. Hier is wat hulle hier sê, hier is wat hier sê, en op elke detail kommentaar lewer nie. So is 'n bietjie meer van 'n oorsigtelike kommentaar. In die gereformeerde kerke van Suid-Afrika is daar die gedagte dat jy hanteer kerklike sake op 'n ander manier as hierdie. So hulle skryf 'n brief gerig aan kerkrade. Dis al 'n trappie beter as wat ander doen. Daar was party wat ook na die GKSA se besluite het hulle briewe geskryf aan die media. En dan dink ek, waarmee is jy besig nou? So dis daarom 'n trappie beter. Hulle rig die brief aan kerkrade. Maar goed, jy is veronderstel om as jy 'n beswaar het, rig dit dan aan die vergadering. So as jy beswaar het op 'n kerkraad se besluit,
rig jou beswaar aan daai kerkraad wat die besluit geneem het. So die normale weg onder die kerke is om te sê jy stuur dan jou dokument wat jy meen gehoor moet word, wat argumente in het oor hoekom is hierdie besluit verkeerd, stuur jy in hierdie geval sou dit synode toe moes gaan. En dan moet al die bevestigde amptdraers moet in die lig van die woord bidend besin, is hierdie argumente geldig of nie? Is dit waar of nie? Hulle moet dan dit gaan weeg. So die hele weg hiervan om so 'n tipe skrywe te skryf wat formeel seker gerig is aan die kerkrade, maar eintlik maar net in die algemeen in die publiek versprei word, is 'n baie vreemde weg in die GKSA. Dis nie normaal nie. En ek dink nie ek dink ook nie dis reg nie. Ja, maar ek dink ook daar is mos een van die kerkorde artikels wat sê dat sake op 'n kerklike wyse ook moet geskied. Ja. Goed. So dis een ding as dit net kom by die hele manier hoe dit gedoen is. 'n Tweede ding oor die manier hoe dit gedoen is ek dink vir baie broeders wat al 'n langer pad stap met in hierdie debat. Waarvan ek sou sê ek is redelik groen. Ek is nog jonk. As jy nou dink dit gaan vir 40 jaar al aan. Wel dalk selfs langer, dalk al nou aan 50 jaar. Dis langer as wat ek lewe. So maar sal baie van die manne sal sê hierdie is nie 'n nuwe taktiek nie. Daar was al vele male waar daar pogings is om te sê hoor die stem van die vrou. Hoor die vrou se stem. So daar selfs op 'n stadium is daar 'n tipe dokumentêr gemaak in hierdie brief wat nou uitgekom het, waar daar ook in die voetnota verwys na daai dokumentêr. Wat nou al 'n hele klompie jare terug gemaak is. Waar dieselfde manier van doen en dink. Daar was van die predikante wat pro-vida is wat ook sulke tipe skrywers al in die verlede gerig het aan gemeentes. So dis nie 'n nuwe taktiek nie. Maar jy kan al klaar net as mens hoor die stem van die vrou, hoor haar stem, sulke tipe goeters. Maar dit is die titel van die skrywe, iets in daai rigting. Ja, ek kan nie nou onthou wat is die presiese titel van die skrywe nie, maar dit is 'n skrywe van vroue. Hulle sê hierdie is wat die vroue sê. Nie al die vroue van die GKSA nie, dit is nogal ook opvallend. Die vroue is meestal in die gemeentes wat reeds vroue ouderlinge bevestig het. So dis nie die algemene stem van die vrou in die kerke nie. Vrouens in die kerke nie. Maar goed, die dokumentêr is as ek reg onthou sy naam is hoor haar stem. Ek sien. En ons sal partykeer gesê word in die ander briewe wat geskryf is, hulle het nog nooit die vrouens se stemme gehoor nie. Hulle het nog nooit die vrouens se stemme gehoor nie. Okay, maar goed, maar wie sit by die vergadering? Dis ouderlinge en woordbedienaars. Het hulle vroue by die huis? Hulle het. Was daar die geleentheid om hulle vroue se stemme te hoor? Ek dink dis so 'n belaglike stelling. Hulle het nie die vroue se stemme gehoor nie. Asof die manne by die kerklike vergaderings nooit in kontak kom met vrouens by die huis. Of met hulle eie vroue nie. Met hulle eie vroue, nooit in kontak kom met vroue in die gemeente en al nêrens 'n vrou se stem gehoor was in die afgelope 40-50 jaar nie. Dis net op 'n eenvoudig feitelike ding as jy dit uitpak en sien dis absoluut 'n belaglike ding om te sê. Maar dit het wel retoriese krag. So dit speel sterk op almal se emosies. Die indruk wat jy kry is hier's 'n spul manne wat glad nie omgee oor die vrouens nie, tot so 'n mate dat hulle wil nie eers hoor wat die vrouens sê nie. Hulle stel nie belang om die vrouens te hoor wat die vrouens sê nie. Terwyl daai is nie net wat daai vrouens sê nie, dit is wat sommige van die manne sê aan daai kant. Dis 'n standpunt. Dis nie gekoppel aan 'n geslag ding nie. Hier's standpunte wat bots, wat uitgepak moet word in die lig van die skrif en oor geoordeel moet word. So dis 'n op 'n inhoudelike vlak dink ek is dit absurd en baie vlak. Op 'n emosionele vlak, retoriese vlak, dink ek is dit wel sterk.
So dit speel sterk op emosies, dit het 'n impak op mense, en dit maak dat daar's party wat wel 'n oorgee daarvoor. Kyk, een van die maniere hoe hierdie selfde taktiek al in die verlede uitgespeel het, is dat, ek dink dit is juist daai dokumentêr waarna verwys word, wou hulle op 'n stadium op synode ook graag speel vir al die afgevaardigdes, om nou hier te luister na wat hierdie vroue hier sê met emosionele beroep op sekere goeders. En ek dink, ek was nie self daar nie, ek het gehoor, daar was van die ouderlinge wat opgestaan het en gesê het, hierdie is nie 'n bioskoop nie. Nie 'n teater nie. Dit is nie 'n teater nie. En dit is 'n mooi aanvoeling wat hulle daar gehad het. Ek dink saam met dit is om te sê, wanneer ons saamkom om te besluit oor sake soos hierdie, dan gaan dit nie oor wat sê die vrouens of wat sê die mans. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie daaroor om hierdie mense se stemme te hoor of daai mense se stemme te hoor nie. Dis 'n wêreldse demokrasie tipe idee wat nie in die kerke hoort nie. In die kerke sê dit, wat sê die Here oor hierdie saak? So dit moet wees, wat is sy stem? Nie wat is haar stem nie, nie wat is die manne se stem nie, maar wat is die koning van die kerk se stem? So wat alleen het, wat sê die woord? So in daai sin is dit totaal irrelevant wat hulle sê. Dit maak glad nie saak nie. En dit moenie vir ons saak maak as ons evalueer van, is hierdie weeg, is hierdie waar of nie? Is dit wat ons moet doen in die kerke of nie? Dit maak nie saak nie. Wat dit wel doen, is dit gee vir jou 'n indruk oor wat in daai vroue se harte aan die gang is. En selfs in hulle man se harte. Ja, in die vroue se harte en in die huise aan die gang is en in die gemeentes aan die gang is. So dit gee vir jou 'n prentjie, 'n blik in wat wel op grondvlak of by baie plekke gebeur. Want daai vroue wat na daai brief geskryf het, baie van hulle, vertrou ek, is getroud, het manne, en die manne is nie besig om op te staan en vir hulle vroue te sê, hoorie, wat het jy nou geskryf? Wat het jy nou onderteken? Hulle is nie besig om dit te doen nie, dink ek. Dalk is daar partye en daar's nou spanning in die huise, maar ek dink oor die algemeen is dit die manne stem saam en ondersteun hulle vrou hierin. So jy kry die prentjie dan van 'n groot probleem wat wel op grondvlak is in die kerke van die GKSA. Dis nie so eenvoudig soos net hierdie kerkraad is teen FIDA. Dis mooi, wonderlik. Maar jy het dalk 'n groepie in daai gemeente wat aktief pro-FIDA is. Hierdie ding het al so ver aangegaan oor 40-50 jaar dat daar's groot verdeeldheid op grondvlak tussen lidmate binne in gemeentes. Dis nie net tussen gemeentes nie, dis binne in die gemeentes wat hierdie verskille dan nou begin lewe. Nou hoe ek dit sou vertel is, jy kan dink aan 'n rivier, 'n stroom. Aan die stroom af het jy dalk die woke en die LGBTQ goeters, mense wat mans verdink hulle is vrouens en vrouens verdink hulle is mans, en jy kan maar verander net soos wat jy lus het. Of jy kan selfs iets anders wees as 'n man en 'n vrou, allerhande verwarring. En oor die algemeen sal die meeste mense, ek hoop almal, wat lidmate is by gemeentes deel van die GKSA, sal sê nee vir daai. Okay. Gaan bietjie stroom op. So dan nou, jy is nou besig om teen hierdie rivier op te stap, en jy sien, hier onder in die rivier is al hierdie goeters. Nou stap jy bietjie stroom op, hierdie idees. Hier's hierdie idees. So, jy sien hoe dryf hierdie goeters in die water. Jy stap so 'n bietjie stroom op, en dan kry jy verder idees oor sodomie. So ek dink mense het al klaar klomp grondprys gegee as jy net die taal gebruik, homoseksueel. Maar ek verstaan, deesdae is daar baie mense wat, as jy net die woord sodomie hoor, dan sê hulle, wat's dit? So ek dink ons het al baie grond ook verloor net met die terme. Maar okay, dit is dalk 'n gesprek vir 'n volgende keer. Maar oor die algemeen word daar gepraat oor homoseksueel of homoseksualiteit. En stroom op is daar daai vraagstuk.
oor is iemand homoseksueel, mag hy daai gedagtes hê en dit net nie uitleef nie, of mag hy selfs die gedagtes hê en dit uitleef. Dis 'n bietjie stroom op, weet jy, daai hele kwessie. En alhoewel dit glad nie, volgens my kennis, glad nie op 'n kerkraadsvlak al so debat is, van is dit reg, of ek dink oor die algemeen is dit nog op kerkraadsvlak, is dit nee, hier is verkeerd, die gedrag is verkeerd. Dink ek is daar baie wat sê, daar's niets fout met die gedagtes nie, en ons baie wat sal sê, jy is wel homoseksueel, jy moet dit net nie gaan doen nie. So daai dink ek is wel daar, en ek weet van individue wat wel deel is van die kerke, wat wel party persone al aangemoedig het om die dade ook te doen. So daai is 'n bietjie stroom op. Ek dink is dieselfde gif, maar jy het dit net in 'n hy wys anderste. Ja, of hy is minder gekonsentreerd. Ja, hy vat jou na dieselfde, hy vernietig op dieselfde manier uiteindelik, maar dis minder gekonsentreerde dosisse. Verder stroom op, het jy wat dan genoem word die feminisme. Verder terug, maar by die nader aan die bron. Ja, so jy is besig om al hoe meer en meer by hierdie riviertjie op te stap, en jy sien hierdie, jy sien daai, maar dis alles dieselfde gif, wat net op verskillende dosisse, as mens dit so wil stel, ingeneem word, maar dit het alles dieselfde vernietigende gevolge. En so, alhoewel jy die laaste, die heel onder in die stroom af, alhoewel dit, ek dink nie jy gaan dit hopelik glad nie kry in die GKSA nie, jy het sekere vorme van die tweede dingetjie, het jy op grondvlak wel, dink ek, en dan daai idee van jy mag nie denke, jy moet dit net nie doen nie, ek dink dit sal jy wel ook by party Amsterdamers kry. Gaan jy wel, die feminisme is wyd verspreid. Dis reg. Onder die, nie net op grondvlak nie, maar op kerkrade en verder weg. En so ek dink hierdie brief en die totale ontsteltenis, die ontploffing wat daar was in op die sosiale media, op die koerante, van mense sê, maar ek is 'n dopper en hierdie is belaglik en ek hou nie hiervan nie. Dit is ietsie wat net vir jou amper die venstertjies of die gordyne laat oopgaan, dat jy sien wat het al begin leef en groei in die kerke. Hoe ver het die feminisme al gekom? En hoe verrykend is die probleem? Wat nog volgende aangepak moet word, dat daar teruggekeer word na wat basies 1900 jaar se konsensus was. Oor wat is man, wat is vrou, hoe moet dit werk in die kerk. So dis basies die laaste 100 jaar, wat al hierdie goeters ontstaan het, reg oor die wêreld. Dis nie net hier in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld, het hierdie tipe vraagstukke oor vrou in die ampt, man wees, vrou wees, in die huwelik, en verder, het oor die algemeen in die laaste 100 jaar, sou ek sê. Dis 'n aanval op die skepingsorde. Ja. Kom dit voor in elk geval. Ja. En ek dink dit is die voordeel nou van om deur daai boek te werk, Masculine Christianity. En dit gaan ons hopelik help ook, en ek dink hy gebruik hierdie voorbeeld ook van die stroom. Ja, wonderlik. Miskien nou, want ek het die brief se titel van hierdie beswaarde vroue is dan 'n oop brief deur vroue in die GKSA. Dis nou die brief wat geskryf is deur die pro-vida vrouens, en dan is daar 'n ander brief deur vrouens van die nie-vida siening. Wat is jou reaksie daaroor, jou gedagtes daaromtrent? Ja, ek vind dit mooi. Okay. Dat die nou ek dink nie jy kan sê al die vroue moet nou so 'n dokument skryf of onderteken nie. Ek dink nie jy kan dit sê nie. Maar is my lekker om te sien dat daar wel want die ander brief, dis nie, dit sê ook ietsie, alhoewel die brief sê dis gerig aan die kerkrade, is dit eintlik, dink ek, maar gerig aan die publiek. So dit is besig om arm te probeer draai. En nou, so hier's 'n publieke stem wat 'n indruk gee van al die manne,
die manne daar op synode is besig om die vrouens so te onderdruk. En dan sal iets moois vir my daarin dat die vroue dan ook sê, nee, dis nie wat die manne doen nie. Ja, as vrouens in die GKSA, Ja, wat dan en ek dink jy gaan vind, as hulle wel uiteindelik al die gemeentes lys, dan gaan jy sien, dis sekere gemeentes grootliks, waar die eerste brief vandaan gekom die het. Pro-Vida, Die Pro-Vida. En die ander is bietjie meer verspreid dis reg. by 'n klompie ander gemeentes. So dit is wel nuttig om 'n teestem te gee, dink ek. Want hier is iets uitgespreek in die publieke sfeer en dat daar in die publiek ook 'n antwoord kom. Moes dit die vrouens wees wat dit doen? Nie noodwendig nie, dit kon die mans wees wat dan daai reaksie geskryf het. Ek dink wel dit het ook weer retoriese krag dat dit die vrouens was wat die brief onderteken. Ja, dat daai perspektief miskien wat daar sal miskien is dat die vrouens wat miskien pro-vida is, hulle word eintlik onderdruk in die sin van die mans is pro-vida en hulle vrouens moet maar net luister. Ja. En nou is hierdie getuienis amper ietsie van maar ons stem saam met ons mans in elk geval en dis nie waar om hierdie perspektief te hê dat eintlik voel al die vrouens, meeste van die vrouens, dat daar eintlik onreg teenoor hulle gepleeg is in hierdie besluit van die GKSA nie. So in daai opsig is dit 'n mooi getuienis en ja, kan dit miskien baie vrouens aanmoedig om ook op so 'n manier vir die waarheid op te staan. Goed, ek dink ons het nou nogal 'n lang inleidende gesprek gehad en ek dink baie breedvoerig, ons kon nog baie meer gesê het. Nou, ons gaan nou, as die Here wil, dan volgende keer deur daai boek begin gesels, Masculine Christianity, en dan gaan ons nou ook hopelik by baie van die skrifargumente teen die vrou in die amp inkom. Baie van die mense ken al die teenargumente, maar baie mense nie, baie jong mense miskien nie. Mense in die NG Kerk selfs, of in die hervormde kerk, en is ook maar goed baie keer om self weer myself te verfris oor wat die skrif leer oor hierdie sake. En soos jy gesê het, hierdie gif van die feminisme, en dit is ook hoe hy dit in sy boek aanspreek, kom op baie vlakke voor. En ek dink die vrou in die amp is een manier of een wyse hoe dit voorkom, maar daar is in die samelewing ook baie ander plekke waar dit ook voorkom, soos jy genoem het van die hele LGBTQ, homoseksualisme en so aan. So dit gaan hopelik 'n goeie geleentheid wees om hierdeur te dink en self te bekeer, nê? Want ons is ook maar beïnvloed deur die tydsgees. Ja. En dit is vir ons 'n wonderlike geleentheid om dan werklik ons sondes in ons gedagtes en harte net weer eens te erken en te bely en ons weet Jesus het daarvoor gesterf. Maar goed, mens moet 'n leeu moed hê om dit ook te doen, wat die Here ook vir mens gee deur sy gees en ons is dankbaar daarvoor. So ek sien uit na die gesprekke. Dankie Dani vir jou tyd en jou verduideliking van hierdie aspekte. Ek dink dit was baie insiggewend en ja, ek sien baie uit na die volgende gesprekke. Dankie. Ja, dankie Josef.